Dit is kommunisme. Hierdie kommunisme wat nie juist eintlik veld gewen het in westelike Europa nie. Ek praat natuurlik nou van die industriële lande, van Amerika. Dit wil natuurlik nie sê dat daar 'n hele aantal anarchistiese organisasies soos Onkruid oral opgespring het nie. Ek dink aan die Baader-Meinhof van West-Duitsland. Black Sabbath. Das was terug. Vanne? Hy het gister gekom. Met 'n bietjie snoe lyk hy hoor. Ons wag vir julle, meneer Tron. Oor sy ore in sy nek, jy sal die ou nie ken nie. Wanneer het hy teruggekom? Gister, ons was gister op die lughawe gewees. Wat sê hy? Is dit lekker? Baie lekker gewees. Hy sê die Franse ken hulle fisika. Wat sien jy? Oké, ciao. Baie. Wie wist jy dat van wie jy vra? Wie's wie? Die ou uit Frankryk uit. François Beyers. Oor die groot beurs gewen het. Huiskomitee lid van Vasvat en so. Groot atleet. Wat is dit van sy hare? Lekker lank en so, jy hoor mos nou. Dis mos nie snaaks nie. As Frans wat doen, is dit ookie. Toe hy weg is, kon jy sy kopvel sien. Jy sê hy doen kernfisika. Slim laaitie, loop op sy ore uit. Hoe gaan jy nog lankie wees? Ja, so rukkie. As Chris kom, sê jy vir hom onthou van die plakate. Ja, as ek hom sien. Dis net 'n klein groepie wat al die produksie belang teen. Hulle is in die minderheid. Wat van die werker? Daai ou wat homself in die fabriek of in 'n winkel afsloop. As hy homself wil uitleef, dan moet hy dit in sy eie tyd doen met stopwerkers wat. Jy sien, hy gaan sy kragte en energie spaar vir dit wat vir hom belangrik is. Sy stokperdjie, dit waarmee hy kan identifiseer. Ja, maar dit kan hy in sy werk ook doen. Dinge uitdink en so. Ja, as dit die baas se belange bevorder hier. Met ander woorde, as dit hom nog ryker maak. Ja, presies, dis waaroor dit gaan. Wins en rykdom. Ja, die arme werker staan nie 'n kans nie. Dis net bekhou en aanhou, ja baas, nee baas. En as hy dit nie doen nie, dan sit hy sonder werk. Ons van ander werk soek. Haai, die kapitaliste is almal dieselfde man. Jy kan hulle nie in twee kampe verdeel, die goeies en die slegtes nie. Die engeltjies en die duiweltjies nie. Hoe ryker, hoe beter. Al is dit ten koste van daai werker wat hom afsloof. Al is dit hy wat die werk doen. Ja, en daar sit 'n miljoen werklooses in hierdie land. En daar's net een ding wat belangrik is vir hierdie stelsel om te werk. Daar moet soveel werklooses as moontlik wees. Dit hou die prys van arbeid lekker laag. En nog 'n ding. Wie besluit of die ekonomie gaan groei of krimp? Dis 'n paar sake man, 'n handjievol. En hulle het net een motief: wins en nogmaal wins. Dis vanaand, né? Ja, 7 uur. Tada. Sing jy vanaand? Ja, daai ding maar jy verander dit. Sy sorg dat dit daar is. Wat sê die verkeersafdeling? Is hulle tevrede? Wel, die roete is goedgekeur. Datum ook. Hulle is tevrede. Wel, die rektor ook. Dit beteken ek kan nou met die bolker gaan gesels. Wel, ek ken die studente. Hoe meer geld, te beter. As die geld reg is, sal almal hardloop. Goed, Gerrie, ons gaan maar so aanloop. Reg, prof. Is die plakate reg? Wel, hulle word vandag opgesit. Goed voorspoed hoor. Totsiens, prof. Hallo, is jy op diens? Ja, tot so 5 uur skant. Het jy geëet? Wat sê jy? Het jy geëet? O, ag nee, ek het maar net iets aan die kaf geëet. Al was jy eintlik tyd nie. Jy skep jouself af. Hoor jy so? Gaan jy vanmiddag oefen? Ja, van 3 uur af. Hoe laat kom jy? Hoe laat kom ek wat?
Musiekring man. Ja, is vanaand. Begin 7:00. Kry ek jou so op 7 se kant. Goed, ek wag vir jou. Lekker werk. Ek verstaan wat jy probleem. Maar wat gaan die mense aan doen? Wel, vakbonde is die een manier. Dit beskerm die werker. 'n Organisasie gee hom bedingingsmag. En dan die verandering van die stelsel is die langtermyndoelwit. Archie! Jy moet nie koshuis te vat nie. Right, spring in. Jy sien jou vanaand. Ooh, tekkies lyk blink vandag. Gister gewas. Ja, ek vergeet om jou te sê. Daai lied wat ek verander het. Sy sing dit vanaand vir ons. Verstaan sy dit ook? Ek dink so. Ek weet nie. Sy stel net in die musiek belang. Sy wil 'n sangeres wees, niks meer nie. Elsa dink nie so nie. Hy voel sy stel belang. Hoekom? Ons volgende week in die kafeteria gesels oor uitbuiting. Vakbonde en die hele arbeidsstorie. Sy het baie uitgevra. Wat vra sy? Ek dink Elsie se storie oor prestasie het haar gevang. Maar sy is 'n derdejaars student wat nog steeds haar eerstejaars vakke sleep. Natuurlik sal sy in prestasie belangstel. Wat verwag jy anders? Kyk mens, as jy nie presteer nie, is prestasie vir jou 'n vloekwoord. As iemand jou kan wys dat prestasie deel is van wins en uitbuiting en hy oortuig jou dat alles deel is van hierdie sosiale siekte, is dit alright. En dit het julle natuurlik gedoen. Elsie ken sy storie. Aggie! Bring vir ons nog 'n bietjie ys asseblief. Ek weet nie. Sy lees nie. Sy kan sien sy dink nie eers. Hey, hoeveel mense ken jy wat dink oor hierdie goed, hè? Daar's 'n klein handjievol man. Die meeste mense is net behep met hulle eie wêreld. Hulle stel net belang in hulle werk en hulle plesier. Hulle gee nie om wat om hulle aangaan nie. Hulle dink nie, want dit is te veel moeite. Hoe verander jy so 'n wêreld? Jy doen die dinkwerk. En jy oortuig mense dat jou idees die beste is, dat hulle reg is. Max, idees verander die wêreld, man. Jy moet net genoeg mense aan jou kant kry. Mense wat jy kan gebruik. Sy nou vir ons sing. Dan werk sy vir ons. Is dit wat jy bedoel? Presies, en maak nie saak of sy die liedjie begryp of nie. Die liedjie se idee is sterk genoeg om op sy eie te staan. Sy moet dit net oordra. Melodie gebind tyd. Akkoorde met mekaar vlag om 'n ewigheid te vorm. Jy pluk die halsbloem van die nacht en borduur dit op die zon. Yes, hoe lyk dit? Dis jou bliksem, hoe lyk dit? Goed man, hoe gaan hy hierheen? Is dit so net so? Ja, wag 'n bietjie so. Hier is jou wyn. Hallo, Sunny. Franswa. Smaak dit op man. Ek praat later met jou. Franswa, hoe gaan dit? Jou lanklaas gesien man. Hoe was aan die ander kant? Dit was die moeite werd. Ek het baie geleer. Ek sê jou glo jy. Hoorie so, hy Fransman is regtig so anders as wat die mense sê. Al die hele Europa is anders dan. Hulle lewe in die toekoms, jy weet. Hulle dink oor probleme wat ons nog nie ken nie. Goed wat ons nog nie van bewus is nie. Dis mos 'n ou wêreld, man. Hulle is baie vooruit in sekere opsigte. My pa sê hulle is maar agter jou. Nie voor.
Ja, maar dit laat 'n ou dink aan ons probleme ook. Een ding wat ek besef het, ons leef nie op 'n eiland nie. Ons het baie van hulle te leer hoor. Dis kom jy ons oor as man. Maar ek bedoel nou nie net oor my vak nie. Dis die hele samelewing. Die politiek, die ekonomie en jy weet die sosiale lewe en so aan. Klink interessant as by jou praat. Hoorie, wag jy drink, wit of rooi? Ag, maak dit sommer rooi. Dan gaan hy. Right. Franso, welkom ou maat. Hierdie meisie hier binne wat sing, wie is sy? Man, haar naam is Heidi Greiling, sy swat onderwys al by ons. Heidi Greiling. Ken haar nie. Gaan 'n liedjie sing wat deur 'n vriend van my geskryf is. Dit gaan oor iets wat vir ons baie belangrik is. Elke hoek van elke straat staan geloof publiek gelaat, geëtst in plakate. Herhaal die eindeloze strate, 'n goue band omring jou hals. Dis jammer al die goud is vals, want wil jy ontsnap? Jy slaag niet om verstrikt te raak, jy is 'n rat, produk van 'n samelewing, jy's geplant, deel van mechanisering. Die staalkonstruksies teen die einde, baken lewensaf in blokkies, groen word nou goud. En sprankelend word dowwe val, die stof van goud reeds eeuwe oud, verhard in jou gedagte gaan, en jou vlieg geen bloed. Net olies wat om uiting boet, jy is 'n rat, produk van 'n samelewing, jy's geplant, deel van mechanisering. Mechaniseren, mechaniseren. Oh, dit is fantastisch. Wees jy net. Miskien is ons bekromp jou. Oudtyds. Nee, dis nie dit nie. Die hele ding was 'n politieke vergadering, Chris. Jy gehoor wat sê hulle? Veral haar Victor vriend. Maar nou, Heidi, dis net vrou het voor 'n onderdrukking agter. Dis my verbaas. Die eerste van alles was dit was nie Heidi nie. Frans, man. Ek weet wat jy bedoel. Dis 'n ander mens. Jy sal regkom. Van wanneer stel hy belang in die politiek? Jy stel nog altyd daarin belang, man, jy weet dit. Ja, ek weet, maar jy weet goed wat ek bedoel. Ek kan nou een ding onthou wat hulle gesê het. Dis net wat Frans vir Victor sê hoor. Hy het gepraat van 'n kulturele revolusie. Hy het gesê jy moet dit kry voor jy sosiale revolusie kry. Dis net jy weet hoe dit deesdae gaan. Almal speel met woorde. Ja, ek weet nie. In elk geval, hy is nou hierso en hy gaan vir 'n lang tyd hier bly. Dan kan ons homself uitvra. Ek weet nie die hele ding ontstel nie. Tevrede? Is jy wat getwyfel het? Wat sê jy nou? Wat herken jy was reg? Ek het hulle behoorlik in 'n brand gesing. Miskien moet ek eerder sê 'n idee het. Interessante reaksies van die mense. Vooral party. Hy het gesien hulle praat. Wat sê hy? Ek bedoel seker wat dink hy? Nogal interessant. Ons gaan gerus dop, ek dink hy's op die regte pad. Klink goed. Dankie. En vir Victor ook sê dankie, dis sy woorde. Nee, woorde is belangrik.
Iemand anders het ook aangebied om vir my woorde te skryf. Wie? Ek dink jy ken hom nie, Frans of. Oh ja. Maar wat hy gesê, wat se woorde, wat se liedjies? Ja, hy's baie mal oor Victor se woorde, so dit sal seker iets maar in dieselfde lyn wees. Maar ek geen eintlik om nie. Nee? Ek bedoel, ek skryf die wysie en hy die woorde. Kom, Pisa, ek gaan inskryf. Skus. Het jy gesien is 10 kilometer, nie meter nie. Maar jy kan saam met die vrouens hardloop, man. Kom maar loop jy nie saam met hulle nie. Jou hare is lank genoeg daarvoor. Kom aan, ek gaan inskryf. Wie hoe ver is dit? Want ek het vir 'n jaar lank in Frankryk verder as dit gehardloop. Mense doen dit vir 'n blaaskas vir die boeke. Staan die meisies in Frankryk nie? En jy? Wat gee hulle die ouens wat al melk bier? Van 'n bietjie gees man, skryf in. Om wat te doen? Jy hoor hoe sleg is dit vir 'n ou se enkels en knieë. Dink ek smaak. Hierso, ek moet baie prof wag vir my. Dankie. Jy moet sommer die res invul. Okay. En praat met die Pisa dat hy hol jou, Gerry. Hy en wie nogal? Ons moet in elk geval gaan praat met die basse. Weer vergaderings, ons werk ons mors dood en niemand daag op nie. Jy praat van 'n massa en dan sit daar 'n paar mensies waarvoor. Omdat jy verkies is om dit te doen. Kom ons is in die raad saam. En weet jy wat? Wat? Dis nog 'n swakpunt van die demokrasie. Hulle verkies altyd die verkeerdes. Ek sal nog moet beter as ek iets wil wen. Dis almal beter, weet jy? Nou, as ek so aanhou, hoort ek so 5de te kom. Miskien 4de, ek weet nie. En wat is die pryse? 500 vir eerste plek en dan R100 vir 5de en dan elke plek R100 minder. En die boeke, wat kos hulle? 230. Ja, maar dis die hele stel. O ja. Derde of vierde dan? Verkieslik derde. Ding is, as ek die boeke kon uitneem, dan was dit nie eintlik 'n groot probleem. Nou moet ek in die bib gaan sit en gewoonlik is daar omtrent 10 of 12 mense wat die goed al klaar gebruik. Nou, ek weet jy het my gesê. Maar Chris, jy kan nie meer oefen as wat jy reeds doen nie. As jy met tyd nie. Chris sal reeds te lank. Dankie hoor. Sien jou daaronder. Hierdie keer my net beter hoor. Vinniger. Hulle reële massa vergadering. Wanneer? Ek weet nie seker so oor so 2 weke. Jy het mos gesê ek moet vir hom sê. Ja, ek weet ek het. Dink jy net? Wat dink jy? Sal my idee werk? Werk ja. Waar gaan jy nou? Nee man, die plek is al deurmekaar genoeg. Speel ons raar. Ek wil dit teorie toets, man. Ons soek 'n onderwerp. Iets wat almal raak. 'n Simpel, eenvoudige dingetjie wat die ouens gaan kwaad maak. Ek kyk iets. Dis iets wat my kwaad maak. Wat is dit? Lekker, man. 'n Parkeerkaartjie. Nee, ek. Niemand hou van 'n parkeerkaart nie. Dis nou nie slagspreuke kry wat jy mee saamgaan. Wat van die bureaukrasie openbaar alweer onregverdige selfsug. En ons betaal genoeg. Hoekom wil die rektor alweer 'n nuwe kar kry? Ek het 'n beter een. Wat van verkeersman? Betaal hulle meer?
Boetes is nie genoeg nie. Lekker. Hoekom moet ons hierdie slagspreuke hê? Ons sweep hulle op. Ons manipuleer hierdie vergadering. Dat almal saamstem. Dit moet na 'n spontane opstand teen die owerheid lyk. Die owerheid wat verteenwoordig word deur 'n slapgat bureaukrasie. Ja, ons toets ons tegniek, ons kyk vir werk. Dalk leer ons goed. My sak. Maar het ons nie iets sterkers nodig nie. Iets meer met 'n politieke geur. Wat die koerante ook van sal hou. Ja, ons wil sien, dit sal later kom. Sê my. Wie sit op die studenteraad? Mense soos ek, hoekom? Presies. Die populêre ouens, die sogenaamde kampvegters vir studenteregte. Die ouens wat op die regte tyd en plek gesien en gehoor word. En dis hoe jy jou koning geword het. Ek dink glad nie dis 'n kompliment nie. Dit is nie. Wat maak dit saak? Ons moet daar kom. Ons net die regte dinge doen en seker maak ons kom wel daar. Ons toets die owerhede. Ons kyk hoe sterk is die rektor. Dan weet ons presies wat om te doen. Met ander woorde wat jy probeer sê is ek moet bly wees oor hierdie kaartjie. Dis 'n wonderlike ding wat met ons gebeur het. Dis die beste ding wat nog met ons kan gebeur. Daai kaartjie van jou gaan ons opslaan maak. Dis 'n smart plek hier, ja? Ja, beursgeld, maar bly nou en betaal later. Ek moet vinnig gaan werk as ek klaar is. Sweet en weelde bedoel jy? Sweet in 'n slaapsak. Ja. Okay, stap so op sy. Pierneef, fresco, kan dit nie glo nie. Kom, Arch. Goeie, dankie, Arch. Volgende keer is jy kom, drink ons koffie, hoor. Glad nie sleg nie. Is jy alright? Okay, ciao. Yes, hoor jy die ander slaap? Nee, maar ons wat vroeg is. Sit. Ek het 'n jaar lank uitgesien na hierdie storie. Ons het jou gemis, man. Hoeveel jaar is ons al saam? Vrou praat nie graag oor 'n ouderdom nie. Dis waar. Dis van ons gebore, as weet jy dit. Ja, dis so. Jy aangetrek? Ja en nee, ek is in maar my meubels nog nie. Sodra ek ordentlike sitplek het, nooi ek julle oor. Wanneer skryf jy in? Ek het dit al vandag gedoen. Ek is weer op pad om 'n volwaardige student te word. Ek het sommer vir daai wetloop ook ingeskryf. Jy ook? Moenie vir my sê. Net soos die ou dae, né? Maar hierdie keer wen jy. Ja, ek weet hy oefen hom op dood. Dis jou vaks? Ek doen dit eintlik vir die geld. Hoe gaan dit op die plaas? Man, ons het nie so baie reël gehad as wat julle gehad het nie. 'n Slegte jaar gewees. En by julle? Nee, goed. My pa het 'n nuwe junior vernoot bygekry. Dit onthou my, jy weet daai beurs wat ek gekry het. Ek moet jou pa praat daaroor. Ek wil hê jy moet dit deurgaan en sien of die kontrak alles in orde is. Nee, ek is seker hy sal help. Okay. Wel, jy is die kenner. Ek weet nie of hulle Franse wyn het nie. Kom ons kyk.
Wie somer? Dis vir die padwedloop man, kom help my. 10 kilometers en dit beteken ou sal vitamine vergiftig moet kry van hier. Dis nie gesond vir 'n mens nie. Jy hoef net dit eers nie man. Hallo. Hallo. Archie, het jy nie vir Frans wel gesien nie? Moet hy? Ja, ek wag al van 3 van die kafeteria vir hom. Ek het vergeet. Hy oefen, hy hol. Waarvoor? Die vrugte sapreisies. Hoekom? Jy weet nog soos hy is heeltemal vitamine be. Wat sê ek vir hulle? Sê vir dit gaan oor parkering. En dan moet jy op die sakelys sit. OK. Ek sien jou later. Rochelle, hoe werk julle? Vra sy met 'n soet glimlag. Jy kan bly wees, jy was nie hier om te help werk nie. Luister, ek het 'n punt vir die sakelys oor parkering. Wat wil jy sê? Was te min. Jong, ek weet nie, ek kan met die prof praat, maar jy weet self as ek nie plek Ons nie. gaan toch vra, kan jy nie? Vra is vry, maar jy ken nie antwoord, daar is 'n plek nie. Gaan jy hom opsit? OK. Wat van hulle mondjies, skat? Chris lyk fiks. Wat is sy tyd? Dis 76 sekondes per ronde. Dis goed. Ja, maar Ronnie Nelson is beter. Neem jy sy tyd ook? Ja, maar hy weet dit nie. Hy's 'n goeie atleet. As ons nou net so derf, kom ons dit goed genoeg. Ek dink hy kan dit doen. Dink jy so? Wel, ek dink hy gaan vir Ronnie klop, nie? En ek dink Wonder Vloen is ook beter as hy, maar wie anders? Hy kan dit doen. Ek ook maar so. Kom Chris, jy's te stadig man. Baie talent in die man. Skryf liedjies en wen hy nog amper ons topatleet ook.
Sê ons moet hom dophou. Wie weet, dalk ons nog goeie vriende. Ja, so kon laag af op die sakehuis. Net voor algemeen. Wat sê hulle? Sê net parkering. Ek veronderstel is goed genoeg. Ek hoop net hulle skryf iets na die vergadering. En daai ding is ook ons niks om te lees. Wat verwag jy? 'n Bang studenteraad beheer 'n bang redakteur. En ons sit met die goeie nuus. Die tipe goed wat niemand kwaad maak nie. Dit help veel ons hou 'n vergadering en niemand weet eers af van nie. Maar nou Gerry gaan nog daai ding afwater op. Die rektor sal hoor net wat hy wil. Wag 'n bietjie. Wat? Die pen is magtiger as die soort van ding. Jy ken mos die storie. Ons wat die koerant hoor. Jy word 'n redakteur. Hoe? Dom vraag. Alles net, versigtig daar. Hi. Hoe laat ry ons? Ek werk tot so 4 uur. Ek kry so 5. Bly tot maandagmiddag, né? Ja, wel, dan sê jy voor wil terugkom. Nee, ek skryf volgende Vrydag. Maandag sal bly wees, ek was 'n maand lank. En onthou die massa donderdag aand hoor. Dis jou demokratiese plig. Kan jy studie lang naweek? Nee. Dis 'n goeie ruskans voor die toetse. Weet jy, maar bly liewer en jy? Sal nog sien. Kyk of die prof my iets het om te doen of nie. Nee, jy is mos jou eie baas. Hoe bedoel jy? Nagraads en so aan. Jy besluit mos wanneer jy wat wil doen. So half en half, ja. Kom jy lekker weg jy en jou ouers? Ek verstaan niks van 'n trekker een. Pa dink atome is iets wat jy met 'n knipmes oopsny. So op 'n manier, ja. Jy bedoel, julle respekteer mekaar, veral jou ouers jou. Ja, ons respekteer mekaar. Ek doen my ding en hulle doen hulle sin. Dit werk. Jy's gewoon mekaar. Hoe bedoel jy? Dit is lekker as hulle jou los en jou vertrou. Hoe lank jy nog oor? 'n jaar, maar ek wens is gouer. Het jy al begin werk ons goed? Ek het gisteraan die tweede versie geskryf. Kom ons gaan werk. Drink eers. Waaroor praat sy? Want ek jy net gesê nie. Jy ken mos vermaak. Ja, ek weet sy is binne huis 'n versierder, dis al. Sy praat oor lig en kleur. Lig en kleur in die sitkamer. Sy het nuwe materiale uit die buiteland uitgekry. Hoekom praat julle nou en dan oor iets wat meer belangrik is? Dinge wat in die wêreld gebeur? Soos wat? Politiek man, die rasse kwessie. Ons het mos al oor gepraat verlede jaar. Ek het nie nou tyd om verder daaroor te gaan. Verkies is dit niemand vir my gesê ek moet nog die raad se huisvrou opwees nie. Kyk, Ange, elke ou doen wat hy die beste doen en jy's nou eendag goed daarmee. En jy gorrel goed. Ek moet die hele dag heen en weer en op en af met 'n klomp vrugtesappe en kos en jy sê vir my, "Hoe's dit? Dis lekker. Jy doen dit goed. Ek haat dit, man." Almal dink al ek het hierdie ding oor eet en drink. Kyk, ons kry dit verbied, man. Ek dink ons wil dit nie hê nie. Op een voorwaarde dan. Wat? Ek dra niks as ons gaan stap nie. Sê dit vir die ouens wat saam gaan. Is dit blikkies kos? Onder andere. Ek bring net hiernatoe. Ja, ons kan dit vir hier so agter by huis sien. OK, ek sal maar weer opoffer. Dankie, Ange. Jy dra vir my 'n bier saam. Ciao. Ciao. Hey, Sonet, hoe's dit? Hallo, gaan dit goed? Lewe nog, dankie. Gaan julle stap? Nee, ons gaan 'n slaggie huis toe. Chris, het bakkie sou definitief welkom gewees het. Ons kon die rugsakke oplaai. Ag, man, ons beloof. OK. Ciao. Mooi bly, Ange. Kom nou, pa, se beeste. Wat ek is. Jou Swartland. Nou. Kom, Ruispan. Magda kan dit voorstel. Wie sekondeer? Ek sal. En wie nog? Jy is te sinies, man. Geen kans. Jy slaag net om verstrik te raak. Jy is 'n rat, produk van
van 'n samelewing, jy's geplant, 'n deel van mechanisering. Is dit op die koffie, hoe voel jy? Nee, dit klink goed. Dink jy so? Gee af my 'n C. Ons goed sien aanwyder. Nee, gee net 'n C. Goed. Gaan nog gee dit. Wat ons moet doen is omtrent 4 of 5 ouens op verskillende plekke in die saal sit. Maar ons sê net vir elkeen presies wat hy wanneer moet sê. Na 'n spontane reaksie klink. Ja, jy's reg, ons saam met weet. En niks om te eet nie. Ek gaan in die groenkas. Maar die hoe is baie keer belangriker as die wat. Jy moet net oortuig klink, seker wees van jou saak. En dit laat die ouens voel jy het bietjie gedink oor die ding. Ja, dis wat ek sê. Almal lewe net in hulle eie wêreldjie. Almal gaan net aan. Almal is te bang om te dink, te bang om hulle nekke uit te steek. Nou, dis waarom se eenvoudige ding soos parkeerkaartjies kies. Elke ou op hierdie kampus LC wat 'n kar het, sal presies reageer soos ons wil hê hy moet reageer. Ja, maar voel hulle sterk genoeg vir 'n konfrontasie? As dit nie eers 'n eenvoudige ding soos dit kan hanteer nie, wat van die meer belangrike goed? Hulle was maar daarvan vergeet. Hey, Miri. Ek weet nie man, ek verkies die enkeling. Iemand met wie jy kan redeneer en praat. Die massa het nie 'n stem nie, hy het nie 'n saak nie, hy het niks. Wat is nodig? Ons sit net hier, jy weet, ons doen niks. Kyk, ons weet die land het verandering nodig, reg? En ons weet daai verandering moet so gou as moontlik plaasvind. En ons weet dit gaan nie van self gebeur nie. En ons sit net hier en ons doen Wat niks. moet ons doen? Dit vat tyd, man. Ons het te doen met 'n klomp eenvoudige idioote. Hulle is selfsugtig, LC. Dit vat alles tyd. En ons weet daar's net een ding wat gaan werk. Wat? Revolusie. Dit kom, LC. Oké, is reg. Ons moet beweeg, ons moet nie stagneer nie. Daarom gaan ek vir Max nader trek. Geval sê as ons by daai banier gehang het. Sy moet weet ons praat nie net nie. Sy is een van ons. Sure. Ja, nee, wat ons nader trek is Heidi. Heidi? Sy gaan praat. Sy soek simpatie, man. As sy dit by ons kan kry, as sy ons nie drop nie. Kom ons wag eers 'n bietjie met Heidi. Ons is veilig. Jy bang? Almal van my dink al die kos is verby. Ek haat dit. Hoor hierso, ons gaan ons dood vreet met al die... Ons praat weer na 20 km oor die berg. Ek het finaal besluit. Ek haat werk. Punt, finish en klaar. Nee, ek het klaar besluit. Ek haat dit. O, gats, amper vergeet het. Ek moet nog met die prof gaan praat oor Magda se parkeerkaart. Jy kan hom ons môre sê na die vergadering. En as hy praat daaroor, wat dan? Die saak is doodgebore, maar niemand gaan belangstel nie. Ek hoop jy's reg. Ek is. Ek wil nog Franso nog speel. Wat het ek? Haar die oggend glo sy hoor stil. Het lyk my hou van haar musiek. Ja, van haar. Ons moet saam vra naweek nie. As jy plek vir 4 uur. Ons staan nie op trou nie. Wie weet. Ek sal in elk geval vra. Weet jou pa is jy wat sy whisky uitdrink? Hy weet nie as hy is whisky nie. Hy's nooit hier om dit te kan weet nie. Ons moet 'n voorstel kry vir die massavergadering. Wat? Ek weet nie, het met iets te doen hê met daai parkeerkaartjie van jou. Het julle ouens al ooit iets in die kinkel gelees wat die moeite werd is? Lees nie die kinkel. Hoekom nie? Want dit is te goed om waar te wees. Daai ouens is te bang om kontroversieel te raak, man. Dis net toesmeer van voor tot agter. Ek sê vir jou, maar ons gaan nooit weer enigiets oor hierdie parkeerkaartjies hoor nie. Jy het dit tog van die begin af geweet, Victor, so wat? Ons moet 'n redakteur vir die kinkel kry wat nie bang is nie, Max. Soos wie? Jy ken hom. Geluk. Nie spot nie, maar simpel. Jy moet net voorstel, Max, hoor. Jy weet ek kan nie praat nie, Victor, gee asseblief my asbak, ja. Hy
Luister man. Kry 'n paar meisies wat net die regte geluide op die regte tyd maak. Elsie en ek sal 'n paar ouens aantrek. Geen probleem. Dink jy regtig dit kan werk? As dit nie werk nie, probeer ons iets anders. Soos wat? Nie nou daaroor worry nie man. Sou werk. Gaan nou nogal interessant raak. Ek weet jy sal daarvan hou. Jy moet net vir jou dag skryf. Dit sal nie dag wees. Ons het goed gevorder. Ek speel maar niet saam, is als jouw idee is. Onthou, daar is die plek vir 4 nie meer. Hallo François. Hallo, lyk of jy probeer fiks. Hoorie, ons is op pad plaas toe nou. Ek wil jy saamry. Ek en Heidi gaan op 'n stadtoer. Wil jy ry jy? Nee, ek is eintlik op pad met iemand anders toe. Lekker bly. Dit was lekker. Dit was lekker slaap hoor. Ek is swat. Afstel, dit kom ons. Maar wat sê jy? Nou, ek sê dit is lekker, maar dit is laggie weggevat. Ja, lekker alleen in die veld stap. Vergeet van alles. Ek kan nie wag nie. Wat is van jou boeke? Nee, weet ek moet dit maar los, jong. Geld is te min. Mens alles Frans was 'n skuld, né? Nee, dit is my skuld, dis syne. Maar jy weet wat ek bedoel. François, jy het geld met die papiere. Die geld? Yes. Ja, is hier so. Sorry, is allemaal klaar, man. Oh, ja, hier is sak, ja. Good. Kom eens bij. Accelerate. Accelerate. Hey. Maar is lekker weer slag by die huis te wees, hoor. O, sniffels, joh, hallo. En hoe gaan dit met almal? Nee, baie goed. Die ek is die groete, hoor. Almal is weg die naweek huis toe. En die leerwerk? Nie so baie goed nie. Ons begin volgende week met 'n nuwe toetsreeks, so. Ek gaan met tamelik rof voor. O, ek wou jou nog vra. Ek hoor François terug. Ja, hy is. Wat maar? Wat 'n dommigheid is dit? Jy weet mos hoekom ek dit vra. Nee, hy sê dit is lekker geweest. Niks besonders. Dis besonders. Wat bedoel ma? Die feit dat jy so iets sê. As ma dink as 'n verhouding tussen my en François, dan sê almal beslis nee. Martie! Bring Martie. In elk geval luister daar weg. Dis einde van die saak.
Nag op, paps. Nag, my kind. Nag, moedertjie. Nag, my skarbel. Het jy genoeg warm kommers? Ja, nee, ek het genoeg, dankie. Lekker slaap hulle twee. Lekker slaap ze niet. Ek het jou gesê Frans was terug, nee. Wat sê jy? Ek dink sy is seer gemaak. Sy wil nie daaroor praat nie. Is jammer. Hy is 'n gawe ou. Sy sukkel om tussen die twee te kies. Wind was koud gisteraan, François, en ek was weer alleen. Dit was 'n donker nag, François, met baie haal en reën. Wat kon ek anders doen, François? Ek moes hom binne nooi. Hoe kon ek weet hy was so sterk, sy oë onskuldig mooi. O, sy oë was so verleidelik, ek kon dit nie weerstaan nie. Sy hande was so strelend, sy woorde was so soet. O, François, ek's jou nie werd nie, maar ek kon dit nie keer nie. Sy hande was so strelend en ek was in sy maag. Sal iemand staan asseblief? Jy weet ek relax sit dan doen. Haai die bestap. Hoekom? Wel, sy het nog nooit aan iets deelgeneem nie. Veral nie aan sport nie. Ja, maar sy het nou 'n rede. Ja, Pla jou nou. wat bedoel jy? Sy en François. Sy en François was net vriende so net. Dis jammer. Kom ons gaan. Ons stel my juffrou Magda Smits aan die woord. Wat is laat? Moet hulle ons moet sien. Hulle moeg is weer die skynheiligheid. Wat is skynheiligheid? Die opening het al ewig aangaan soos 'n kind. Hier weer. Dames en heren, ekskuus. Meneer die voorsitter, dames en heren. Ek het hier in my hand iets wat baie van julle baie goed ken. Maar waarvan nie een van julle baie hou. Sy moet help vanaand. Want wat is die rede van vandag? Ek weet nie, sy het 'n parkeerkaartjie gekry, sy wil iets voorstel. Lewenskostes wat styg en inflasie bekostig om R10 in die water te gooi en dit vir 'n parkeerkaart. Ek weet, daar is nie genoeg parkeerplek nie. Maar dit gaan nie ons probleem oplos nie. Volgende week kry ek weer. Ek voel ook so. Ek wil weier om te betaal. Maar dit gaan my niks help as ek dit alleen doen nie. Meneer die voorsitter, dit is ons probleem. Tensy ons saam staan en saam praat, gaan niemand na ons luister nie. Ons kan nie aanneem dat niemand na ons sal luister nie, Juffrou Smits. Ons sal die saak onder die rektor se aandag bring. Dames en here, meneer die voorsitter sê hy sal die saak onder die rektor se aandag bring. Is dit regverdig van ons om te verwag dat ons voorsitter alleen met die owerhede gaan praat?
Dis nie dat ons hom nie vertrou nie. Maar hy het 'n bietjie hulp nodig. En hierdie hulp wat hy nodig het, is die enigste gesamentlike mondstuk wat ons as student het. Ek praat natuurlik van die kinkel. Dan doen ons dit. Dankie. Dames en heren. Dames en heren, stilte alsjeblieft. Stilte alsjeblieft, dames en heren. Ons sê dankie aan juffrou Smits. Ons verseker ons sal die saak verder voer. Ons beskou die verwysing na die redakteur as 'n ongelukkige een. Ons wil hom verseker dat ons sy werk opreg waardeer en vertrou daarin. Ons wil hom ook verseker dat ons weet hy sal ons graag help. As ek juffrou Smits se voorstel reg verstaan, dan het sy voorgestel dat ons 'n nuwe redakteur verkies moet. Stilte asseblief, dames en heren. Meneer Melk, as dit 'n voorstel is, kan ons dit nie toelaat. Om in die grond te bepaal dat so 'n voorstel 14 dae voor die tyd gedoen moet word, en dit is nie gedoen nie. Ek sal dit dan anders stel. Ek lees haar voorstel as 'n mosie van wantroue. Van wantroue in die bestaande redakteur wat ek persoonlik onderskryf. Met ander woorde, meneer die voorsitter, dit is 'n ordemosie. Met 'n 2/3 meerderheid sal ons dit moet doen, ons het nie 'n keuse nie. Goed, dames en heren. Het lyk asof wil hê dat ek die saak in orde moet stel. Dis maar dan so. Meneer die voorsitter, ek stel meneer Leon Moelman voor. Dankie, dames en heren. Enige ander voorstelle? Dames en heren, stilte asseblief. Ek sal vir my aangenaam aankondig dat meneer L.C. Moelman die volgende redakteur van die kinkel is. Die tegniek het gewerk omdat ons genoeg mense in die gehoor geplant het, né? Reg. Genoeg mense vir 'n maklike ding. Maar as dit 'n moeilike ding is, dan tel die gehalte meer as die aantal. Okay, kom ons bevraagteken gehalte. Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons wat? Wat is ons doel? Wat probeer ons bereik? Ons is nie 'n politieke organisasie nie, ons behoort aan niks. Wat skryf Leon in die kinkel? Wat dink jy behoort ons te doen, hè? Ek weet nie. Maar enige iets is beter as om sommer net so doelloos rond te doddel tussen niks en nêrens nie. Ons moet ten minste 'n spesifieke doel hê. Okay, jy's reg. Ons moet 'n doel hê. 'n Politieke doel bedoel ek. En sonder 'n organisasie is ons bietjie doelloos. Maar by wie sluit ons aan? Watter politieke organisasie beantwoord aan ons doelwitte? Sê bietjie. Nee, ek weet nie, hulle is maar almal verbeeldingloos en verkramp. Presies. En dit gaan 'n ramp afgee, sê ek. Wat sê jy, Elsie? Ek weet wat ek wil hê en dis goed genoeg vir my. Aan die ander woorde, jy probeer sê ons moet bly waar ons is en by niemand aansluit nie. Kyk, ons gebruik alles en almal wat beskikbaar is. Verder het ons niemand nodig. Ja, wat doen ons dan? Ons skud die mense 'n bietjie wakker. Hulle is almal vas aan die slaap. Ons dwing hulle 'n bietjie om te dink. Om te vergeet van hulle eie belang en hulle selfsug.
Maar voor ons kan opbou, moet ons eers 'n bietjie afbreek. Dis lekker. Kou daarvan. So bindend. Dis beter as hy klak waarmee my ma hulle al ewig ophou. Dis julle wat daai manier oor die pad gehang het, né? Dis 'n swak kunswerk. Ek kan dit beter doen. Nou is ons 3. Nou kan ons begin. Hy is weer 'n bietjie skiet goed. Is dit net moet vertel? Wat sê dit? Artikels uit oorseese koerante en nuusbriewe. Ja, oké, man, die bier is kwaai. Maar jy kan 'n bietjie verwerk. Ja, ek sal nooit. Anders is ons nog groot. Praat ons oor dieselfde ding. Ja. Maar wat sê jy? Wat gaan die rektor sê? Deur die dak beloof ek jou. Jy moet sy kop laat lees. Kyk net hierso. Die saak sloer nou al so lank. Mense wonder of ons hier met 'n tipiese voorbeeld van ongevoelige bureaukratiese rompslomp te doen het. Dis die ergste. Dit gaan oor inspraak, die reg om betrokke te wees by die beplanning van prioriteite. Meer nog, 'n veto-reg om die belange van studente te kan beskerm. En hierdie stukkie. Daar is pas weer begin met die verbeterings aan die administrasiegebou. Is dit werklik nodig? Het iemand daaraan gedink dat die gebrek aan parkeerplekke op die kampus dalk 'n behoefte is? Enjo. Ja, so 'n bietjie hy werk met sy en wysbegeerte. Wat sê die prof? Ek sien hom oor 10 minute. Wat gaan ek vir hom sê? Vra verskoning, sê vir hom ons sal met die ouetjie praat. Vandag nog. Ek meen kan jy hom te sien kry? Yes, okay, hoe laat? Vir enige tyd. Los 'n boodskap, ek sal kom. Jy moet seker sê die ouens voel sterk daaroor. Die ding beduiwel als, man. Ek meen jy kry niks reg met woorde soos protes en ongevoelige bureaukrasie nie. Jy moet ek hierdie gemors regmaak. Ek sien niks van daai goed wat ek vir jou gegee het nie. Het jy op die voorblad gekyk? Jullie die ding van magtig? Ja, ek het gelees. Dit sê niks, man. Kyk, dis ons eerste uitgawe. Ons kan nie nou al aan 'n uitbraak van parkeerplek. Nou jy gesien wat skryf ek van administrasie. Waar is daai goed wat ek vir jou gegee het? Hierdie goed wat jy my gebring het, is verbode leesstof. Ons moet dit eers verwerk voor ons werk daaraan. Ek het dit nie verniet vir jou gegee nie.
nie maar niks anders deel nie of hoe? Wel, hy is voorsitter van die skaakklub, maar dis al sover ek weet. Dis 'n skerp artikel. Lyk my eens kwaad vir ons. Ag, ek dink is maar net 'n kwessie van entoesiasme. Ek moet sê, 'n paar van die ouens is lekker opgewonde by die massa. Miskien het hy ook 'n paar kaartjies gekry. Ek sien hulle 'n probleem, jy weet. Natuurlik maak dit ou kwaad. Maar dit is nie altyd so eenvoudig nie. Daar's so baie ander faktore wat mense moet oorweeg. Ja, ek weet prof, ek het so gesê, maar wat kan mens aan doen? Wel, die rektor het 'n vergadering geroep en ons praat vanmiddag daaroor. Maar een ding is seker. As dit enigstens moontlik is, sal ons iets daaromtrent doen. Wat sê die rektor? Wel, hy was baie opgewonde hoor, maar ek dink dit is nou verby. Ek sal met Elsie gaan praat. Hallo, hoe is dit? Yes, gaan. Gaan lekker man, hè? Sterk woord hierdie. Sê die rektor so. Nee, hoe sal ek weet? Ek sê so, dit is mos so. Ek weet nie, ek het 'n protesvergadering gesien en ek het die indruk Ja, dis die punt. Jy het die indruk gekry, maar dit is jou indruk. En is dit verkeerd? Nee, ek sê nie is verkeerd nie, maar dis 'n sterk woord en dit kan dalk net die verkeerde indruk skep. By wie? Leon, kom ek sê vir jou so, as jy aan die rektor stamp jou terug, as jy met hom praat, dan luister hy. Moenie aan die man stamp nie, man, ons gaan niks bereik nie. En ek sê dis my plig om die feite objektief weer te gee. Ek het 'n protesvergadering gesien en ek sal dit skryf. Of die rektor daarvan hou. Want jy weet tog hoe dit is, jy weet dit werk nie so nie. Ons is nie deel van 'n politieke party of 'n drukgroep of so iets nie. Ons praat met mekaar en probeer om op 'n ordentlike manier hierdie saak reg te stel. Die owerhede en die studente is tog deel van dieselfde plek. Ons het nog steeds nie genoeg parkeerplek nie. Maar die amptenare kry mooi nuwe kantore en dis die resultaat van jou ordentlikheid. As ek jy skop ek op aan die mors jou tyd. Ek weet jy stel tog nie belang in die onderwys nie. Dag vir jou die sien. Wat sou jy sê? Het gegaan vir jou die by 'n platemaatskappy. Nou wag ek om te hoor wat sê jy. So wat kan jy sê? Weet nie, ek en Frans was besig om aan iets te werk. Ons sal nog maar sien. Moet dit nie kry, liefde. Jy sê, as jy die regte goed sê. Dis juist die punt, soos wat. Praat bietjie met François. As 'n nuwe ding op die oomblik oor see aan die gang. Dan noem dit die kulturele revolusie. Dis die inding deesdae. Die mense soek na nuwe waardes. Dat dinge wat hulle kan gebruik om die gemeenskap te hervorm. Iets waarmee die mense kan identifiseer. Jy moet soms 'n liedjie kan skryf nou. Natuurlijk, man. Kyk, daar's genoeg mense wat sing oor sonskyn, maanskyn en rose en dit. Ons mense is nou reg vir iets nuuts. Ek sê 'n bietjie met Frans praat. Hoor wat sê hy? Ek hoor die kampioenskap begin donderdag. Is ek te laat? Dan skryf ek geld twee aan. Al skryf. Iets verlede jaar gewen of wat? Nee, nie vorige jaar. Eerste ronde begin 2 uur. Kyk maar of ek kennis skryf word. Ek het gesien. Dankie. Hallo studentenraad. Oh, middag prof. Ja? Ek is bly om dit te hoor. Nee, dis wonderlike nuus prof. Ja? Nee, goed, ons sal hom sê. Goed, dankie prof. Totsiens. En toe maak hulle jou rektor of wat? Hulle gaan 'n stuk van die oostelike Grasberg gebruik vir parkeergronde. Beplanningskomitee het klaar daaroor besluit hulle begin so gou moontlik. Wat? Ek weet wat jy nou weer dink. Almal gaan dink as die nuwe redakteur se. Hy het ons verkeerd bewys, maatjie. Sy taktiek werk. Jong, ek weet nie so mooi nie. Prof het lank al besluit daaroor. Ja, ek en jy weet dit, maar wie anders? Wel, hulle wil hê jy moet in die kinkel aankondig. Dit ook nog. Ek hou hiervan. Hierdie is goed. Ek praat met die gewete. Wat maak ons daarmee? As 'n hele kampus. We gaan bel vir Elsie. Kan jy maar iemand oor die draad gespring het? Veel vloekskoot gewees daai. Net oor die bok spring toe klits ou Chris. Maar wat was dit? Dit was daai skoolvakansie, net die een matriek. Dis reg. Ek het net my nuwe geweer gekry uit dit. Kan nog onthou. Voor ek vergeet. Julle ouens het 'n artikel gelees oor die massa. Ek dink 'n swak smaak. Hy het die hele ding goedkoop gemaak. Maar hy sê ten minste wat hy dink. Dis geen prestasie nie. Vraag is of hy iets gaan bereik. Ken jy hom?
Wel, nie eintlik nie. Hy die ken hom taamlik goed. Ek speel donderdag teen hom skaak. In kampioenskappe. Ek hoor hy's goed. Ja, ek hoor so, ons sal maar sien. Ek wens ek het sy openingsstrategie geken. Kan Harry nie vir jou uitvind nie? Dis 'n plan. Maar sy kan nie so goed speel nie. Sy speel nogal goed gitaar. Hoe bedoel jy? Ons praat nou oor skaak, ons praat nie nou oor gitaarspel nie. Sê maar net. Ek wonder net wie dit geskiedenis is, studente nie. Sal julle ons kom help asseblief? Ek het bly hier vroegtydig gesien. Die meeste studente weet nie gevoel van. Ja, almal weet al af. Die rektor op. Wel ons al die navraag aan die rektorskantoor gehuil. Ek sal later moet self. Kan jy wat hier nog maak? Ja, Tog maar so al weg. Ek ry nou. Sou hoor of jy nie vir my iets kan kry nie. As jy tyd het. Ek het tyd. Maar wat? Wat sê jy? Ja, so 'n mislukte poging. Ah, wat beteken dit? Ag, is net 'n voorbeeld, maar ons is besig met plakkaat uitleg. Ja, maar wat moet hier staan? Weg met wat? Enige iets. Weg met verkoue of griep. Oh. So. Dis 'n oulike idee. Ek moet nou gaan. Nee. Hoi, David. Kom maar terug vir aandete. Ja, maar jy kan my nie gesien as dit Rooiber. Wat? Jy die audisie gekry? Ja. Okay, ontspan. Kan nie my keel trek toe. Doen net wat jy altyd doen, is goed so. Dankie so. Vergeet van daai mikrofoon. Is jy gereed? Okay, ek gaan nou binne luister. Ek sien jou kind dit. Ek sal so maak, lekker wees. Goed, ek gaan vir jou rooi lig gee. Is jy reg vir hom? Hou dop. Elke hoek van elke straat staan hulle op 'n vlek gelaat, geëtst in plakate. Herhaal die eindelose strate, 'n goue band omring jou hals. Dis jammer al die goud is vals, want wil jy ontsnap? Hoe klink dit vir jou? Klink goed. Maar nou, Lirika, ons die parlement toe gaan of iets. Hoe bedoel jy nou? Kan jy hoor? Oh, dis wat die jong mense nou se daar wil hê. Ah, vir die baas wil hê. Ons sal maar sien. Alle mense moet dink wat gaan verkoop, is dit nie? Ja, maar hy wil hy die moeilikheid bly ook. Weet nie. Ons sal maar sien. Ja, wanneer gaan ons hoor? Moenie vir ons bel nie, ons sal julle bel. So oor 'n paar dae. Ek was weer alleen. Dit was 'n donker nag, François, met baie haal en reën.
Wat kon ek anders doen, François? Ek moes hom binne nooi. Hoe kon ek weet hy was so sterk, sy onskuldig mooi? François, François. Was so verleidelik, ek kon dit nie weerstaan nie. Sy stem was so vertroostend, sy woorde was so soet. O François, ek jou nie werd nie, maar ek kon dit net nie keer nie. Sy hande was so strelend en ek was in sy mag. François, François. Nee, ek stem saam is beter so. Goed, ons kyk wat gebeur, prof. Dankie. Totsiens. Die rektor sê op die wag tot daar weer iets gebeur. Volgende keer bel die polisie, maar ek dink nie is nou al nodig nie. Ek dink is een of ander ou by die teorie wat hy geleer het in die praktyk probeer toepas. Ons moet maar self probeer uitvind wie. Ek weet nie. Ek vertrou dit nie. My klasse begin onderlei. Ek dink dit beter loop. Ek dink jy dalk al berig byvoorbeeld in verband met die plakate nie? Wat se verband? Nee, ek weet nie. Ek dink nou maar net die berig kon dalk 'n vonk afskiet wat iemand anders in die brand gesteek het. Iemand wat al lank al is vir moeilikheid. Ek dink strooibiljet moet ons volgende ding wees. Hoekom? Ja, het is 'n bietjie moeiliker wees om dit af te haal en weg te vat. Daar is te veel daarvan, jy sien. En waar kry ons hulle? Ek het 'n vriend met 'n drukkery. Hy sou ons help as ons die regte woorde gebruik. Er is nog iets, Mark. Ons 'n bietjie versigtig geweest, joh. Dit kon jy wel gehad het ons Mesina toe kom vandag. Hulle gaan begin rondkyk. En jy weet hulle hou nie vir mense wat ander idees het as hulle nie. Veral nie mense wat sê hulle wil die stelsel verander nie. Kom is hulle so onverdraagsaam, Wiek? Die ou ding, joh. Gevestigde idees. 'n Siek bureaukrasie. Elkeen werk net om in sy posisie te kom. Die hoogste posisie wat hy moontlik kan. Want as hy eers daar is, dan kan hy dinge manipuleer soos hy wil, om sy eie belange te beskerm. Wat skryf ons op die biljette? Nou, iets wat... Ek het gesê, jou plakate praat met die gewete. Dit is wat ons nodig het. Genoeg skuldige gewetes. Dit en vrees. As ons genoeg bang mense het, is dit oké, want bang mense is bereid om te luister. Maar gaan ons dit regkry met strooibiljette? Strooibiljette is nie die enigste manier nie. Er is baie ander maniere. Maar op die oomblik werk ons net aan die skuldige gewetes. Jy het vanmôre op die kampus gesien? Nee, ek moet net gehoor af, het was 'n bietjie laat geweest. Is jy? Dis in my kamer. Wil jy sien? Ja, ek sal. Wat sê hulle? Propaganda, slagsprekertaal, jy sal self sien. Ek wonder wie dit was. Ons sal die ou vang die beloof ek jou. Ek het probeer.
skaak. Nee, wat? Tafel 1. Wanneer van tafel 3 vir jou volgende? Aan 8 uur weer. Goed, en jy met tafel 5 volgende speel. Geluk? Die gebrek. Geluk, man. Hoeveel rondes nog? Het is nog maar die eerste ronde, maar ek hoor die volgende ou staan met goed. Hy het nie 'n kans nie. Maar wie julle wie is die grootste skaakboffel van ons almal? Wie? Op skool was hy altyd die beste. Hoe speel jy nie? Tafel man, ek het eintlik meer tyd. 24 skei. Goed. Thanks. En jy bly hier Beyers, tafel 5. Tafel 3. Dankie. Tafel 5. Tafel 1. Gee my 'n skouer asseblief. Ek was baie beïndruk met jou artikel oor die parkeerplek. Dankie. Stel die belang in bydraes. Wat se bydraes? Ek wil 'n artikel skryf. Waaroor? Sosialisme in Frankryk. Wel eintlik meer is dit. Die ideaal van 'n klaslose gemeenskap. Wat wil jy eintlik sê? Het is 'n ideaal om na te streef. Ja, jy klink al is die beste plek om dit te doen, hè? Hoekom? Want ek dink jy het genoeg moed om dit te publiseer. Het jy 'n gelyke beslissing? Wat van die artikel? Skryf hom. Dankie, Liesbeth.